Goeiedag almal en welkom by die Vlam van Vreugde podcast. Soos julle weet, ek is Carlo Jacobs en ek het 'n kort ding om vandag net met julle te deel. Die Here het dit op my hart gelê net om hierdie te sê. Nou, ek sit hier buite en ek is besig om 'n bietjie Bybel te lees en ek lees deur Romeine 6. En die opskrifie van Romeine 6 is: die genade is geen vrybrief vir die sonde nie, maar verlos ons van die heerskappy daarvan. En ek wil so 'n paar verse uit vir julle lees, want dit is regtig, ek dink baie mense besef nie die waarde hieraan nie en regtig hoe ernstig hierdie woord eintlik is nie. So ek gaan vandag net dit 'n bietjie met julle deel, net wat ek ook ervaar het terwyl ek dit gelees het. Ek lees Romeine 6 vers 1 tot en met 4. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Nou, dit maak dit vir ons hierso duidelik, wanneer jy nou gedoop is, kind van God, het jy, soos jy het jou ou mens hierso het geleef, net soos wat Jesus op die aarde geleef het, en toe het hy gesterf in die kruis, so ook gaan jy in die doopwater neer, en jy sterf, jy het besluit, dat hoor hierso, ek wil nou die Here Jesus Christus aanneem, en ek wil nou 'n nuwe mens in Christus word. So, nou sterf ek vir die Here onder die water, en net soos Christus weer opgestaan het uit die dode, so staan jy ook op uit die doopwater, en so is jy dan 'n nuwe skepsel. En Romeine 6 vers hierdie 1 tot 4, maak dit vir ons duidelik, dat as jy gedoop is, jy kan nie meer langer in die sonde leef nie. En as jy nuwe bekeerde is, en jy het jou hart vir die Here gegee, en jy is nog nie gedoop nie, wil ek vir jou sê, en jou aanmoedig, gaan laat doop jouself. Dis baie belangrik, want soos Jesus gesterf het en opgestaan het, so kan jy ook sterf en opstaan, natuurlik geestelik. En ons kan nie langer in die sonde bly loop nie. Ek lees ook vir julle Romeine 6 vers 11 tot 12. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Daar is dit clear as water, né? Dis so duidelik hierso. Ons moenie laat die sonde oor ons heers nie. Ons is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Ons moet weg van die sonde afdraai en ons moet wandel in die weë van die Here. Ons kan nie aanhou met ons sondige dinge nie. En toelaat dat die wêreld se sonde ons oorheers nie. Ons moenie gehoorsaam wees aan die wêreld nie, maar alleenlik gehoorsaam wees aan Christus Jesus, want hy het aan die kruis gesterf vir ons sondes en hy was dit skoon. So jy kan nie nou die hele tyd teruggaan, die hele tyd na dit toe nie. Dis nie hoe dit werk nie, kind van God. Ja, as jy sondig, die Here sal jou vergewe, maar dit beteken nie, jy kan soveel sonde soos wat jy wil, en dan net vinnig in die aand gaan en sê, o, Jesus vergewe my nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Jy is 'n bekeerde mens, jy's gedoop, jy moet wandel in die weë van die Here, nie in die weë van die wêreld nie. Want die duiwel deceive jou so. Hy sê vir jou, ag, maar Jesus sal jy mos vergewe. Jy weet, vat hierdie treksigaret, vat hierdie drankie, vat wat ook al sonde die Here haat, sal die duiwel kom en hy gaan jou probeer dit laat doen. En jy moet bekeer. As jy wel sondig doen, gaan vra vir vergifnis. As jy wel sonde doen, gaan vra vir vergifnis en bely jou sonde en vra dat die Here Jesus Christus jou sal vergewe en hy sal jou skoon was, witter as die sneeu. Maar dit beteken nie dat jy kan aanhou met daai sonde nie. En so min mense praat oor hierdie en daarom wil ek opstaan vir dit, want ek sien dit veral in die jeug. Hoe baie mense in sonde wandel en nie wegdraai van die sonde af nie, maar hulle noem hulle self Christene. Hulle noem hulle self kinders van die Here, maar hulle hou aan met hierdie dinge en is tyd dat dit moet stop, kind van God. Dit is regtig tyd. Iemand moet opstaan vir hierdie. En as ek een is, dan sal ek dit doen. Ek sal opstaan vir Jesus, vir ewig en altyd. Romeine 6 vers 17 en 18. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, kind van God, maar van harte gehoorsaam geword het en aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is en vrygemaak is van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Vrygemaak van die sonde, vers 18, jy weet, vrygemaak. Jy's vry van sonde af, kind van God. As jy die Here Jesus Christus aangeneem het, dan het jy nie nodig om sonde te doen om in te pas by die wêreld nie, want Jesus sê vir jou, my kind, ek aanvaar jou net soos ek is, net soos jy is, en jy's vry van die sonde. Jy weet, die wêreld sal vir jou sê, ja, maar jy moet wyp om deel te wees.
Jy moet hierdie en hierdie en hierdie doen om by ons in te pas. Maar Jesus kom vandag en hy sê vir jou, my kind, jy hoef dit nie te doen nie. Ek het vir jou gesterf. Jy's vrygemaak van sonde. Daai kettinge, jy hoef nie gebind te wees aan daai kettinge nie, want ek het die kettinge losgemaak. Ek het die kettinge gebreek. En dit is belangrik dat ons dit besef, kind van God. Dit is baie, baie, baie belangrik. Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So as jy nou wel wil sonde doen, en jy wil wandel in jou sondige weë, dis okay, doen dit. Go for it. Maar ek kan jou nie keer nie, dit is jou keuse wat jy doen met jou lewe. Maar jy moet besef wat die loon van die sonde is. As jy sonde doen, wat gaan jy kry op die einde van die dag? Wat gaan daar so vir jou wees? Die dood. Romeine 6 vers 23 maak dit duidelik vir ons. Die dood. Maar as jy 'n kind van die Here is, jy neem Jesus aan en jy loop volgens die riglyne in God se woord, wat is jou geskenk van dit? Die ewige lewe saam met Jesus Christus. En dit is so belangrik dat ons dit besef en dat ons dit raak sien in ons lewe en dat ons ophou met ons sonde en dat ons na Jesus toe draai en loop meer soos Jesus geloop het. Dit is baie belangrik. Ek so jammer, ek het nie beplan om so, nie skreeuerig, maar net hard te praat vandag. Ek het eintlik beplan dat dit 'n rustige boodskap moet wees, maar dis belangrik. Soos ek gesê het, min mense staan op vir hierdie. En ek sal opstaan vir die. Want Romeine 6 maak dit duidelik. Ek was ook nie van plan om hierdie video eintlik te neem nie, maar soos wat ek hier buite gesit het en Romeine 6 gelees het, het ek net besef, wow, ek gaan hieroor praat. Dankie, Jesus. Dankie Heilige Gees dat U my lei om hierdie boodskap te doen. Ek sal hierdie doen vir U, Here. En is belangrik, mense, dat julle hierdie woord hoor en nie net dit weggooi nie. Ja, ek verstaan. Kom van Carlo af, weet, nie almal van julle hou dalk van my nie, en is fyn. Maar die woord van die Here moet julle na luister en julle moet gehoorsaam wees as die Here met julle praat. Kijk, ek gee nie om wat julle vir my sê nie, julle hoef nie na my te luister nie, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Jy kan die groups leave, jy kan my YouTube channel unsubscribe, wat ook al. Ek gee nie om, jy kan nooit vir my video's kyk nie, ek gee nie om nie. Maar waaroor ek wel omgee, is dat jy na Jesus luister. Jy hoef nooit na my episode so goed te luister nie, maar vat hierdie boek, vat die Bybel, tel hom op, lees wat hier binne vir jou gesê word, want dit is die woord van God, en pas dit toe in jou lewe, dan is ek happy. Jy hoef nie my te follow as jy kind van die Here is nie, jy hoef nie. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus. Maar dit is belangrik dat jy wegdraai van sonde af. Kind van God, vandag is die dag dat jy moet wegdraai van sonde af en draai na Jesus Christus toe. En hoe gaan jy weet wat die wil van die Here vir jou is? Lees jou Bybel. Want as die woord van God is letterlik wat hy van jou verwag. Lees dit, dan gaan jy weet wat jy moet doen, kind van God. Dis tyd dat ons so ophou lei, ons lees nie ons Bybel nie, want ons is lei, ons is besig met ander dinge, stop daai dinge, en draai na Jesus toe, lees jou Bybel, want dan sal jou siel gered word. Kind van God, ek wil nie enigiemand van julle moet verlore gaan eendag nie, daarom sê ek hierdie vandag. En ja, dit kom van 'n tienerseun wat 18 jaar oud is, wat weet hy, ek verstaan jou punt, maar ek is lief vir Jesus, en daarom sal ek doen wat die Here van my verwag. Ok, ek is klaar gepraat, ek gaan nie met julle bid nie, of saam met julle bid nie, ek wil hê julle moet vandag self gaan bid. Gaan besluit, doen ek die regte ding, doen ek nie die regte ding nie. Ok, ek wou hierdie miskien op die vreugde van vandag eerder gesê het, maar toe besef ek, nee, weet jy wat, het gaan miskien te lank wees vir die vreugde van vandag, want kyk, 9 minute video, so. Maar ek moes sê wat ek moes sê. Ek vra net om verskoning, daar die hond blag. Ek vra om verskoning, maar dit is okay. Ja, hy is op die plaas. In elk geval, gaan bid, vra vir jouself, doen ek die regte ding of nie? Lees jou Bybel, en besluit vir jouself, of jy leef volgens die riglyne in God se woord. Die Bybel is belangrik. Draai na Jesus toe, draai weg van die sonde af. Dit is my boodskap vir jou vandag. Baie dankie dat elkeen van julle gekyk het, en mag julle elkeen 'n geseënde dag verder hê. Shalom.